So my familie, baie eenvoudig. As die Here die huisie bou nie, te vergeefs bou die bouer. As die Here die stadjie bewaar nie, te vergeefs waak die wagter. So kom ons bou nie soos dwaase bouers sonder die Here ons huise op die sand nie. Kom ons vat wysheid hier vandaan saam. Kom ons vat geloof saam, nie soos Israel wat in die woestyn geloop het saam met die Here nie. En steeds geluister het na die negatiewe verslag en God se beloftes getwyfel het nie. Dink net my broers en susters, hoe kan die Here so lank pad saam met jou kom stap? Hy het vir hulle gebewaar deur die 10 pla, hy het vir hulle manna voorsien in die woestyn, hy het vir hulle water uit 'n rots gegee, wolkkolom deur die dag, vuurkolom deur die nag, hy die see het hy vir hulle oopgemaak. Hoe kan jy so lank saam met die Here stap en elke stap van jou lewe het jy die goedheid en die genade van die Here in jou lewe ingesien? Net om so ver te kom stap dat jy hier in die laaste dag die Here se woord kom twyfel. So daarom moet ons in geloof deur hierdie seer en deur hierdie moeilike omstandighede druk. Ons moet in geloof hier vandaan verder stap. Want dit is net wanneer ons in hom glo wat hy vir ons hier deur sal vat. En wanneer ons kan terugkyk na die moeilike omstandighede wat hy al vir ons al reeds getrou keer op keer op keer. Hy is nie so sleg soos ons nie. Ons is sleg, ons is mense wat kwaad met kwaad vergeld. Ons kan hoe sleg is as ons na die Here toe uitroep. Hy nooi ons immers om te sê, roep my aan in die dag van benoudheid. Maak nie saak wie of wat jy is nie. So ons moet in geloof stap en onthou die goedheid van die Here in moeilike omstandighede. Dat ons met hierdie geloof verder stap. Ons stap verder voort in wysheid, ons stap verder voort in geloof, ons stap verder hiervanaf moet ons moet leer om aan die Here gehoorsaam te wees. Nie halwe gehoorsaamheid, die stap hiervanaf in volle gehoorsaamheid aan die Here. Nie soos koning Saul nie. Koning Saul was halfpad gehoorsaam aan die Here. En koning Saul se einde was, hy het homself doodgemaak. Koning Saul het selfmoord gepleeg. En ek en u, ons het nie nodig is, wat hy gedoen het is, hy het 'n swaard gevat, hy was in 'n oorlog waar hy nie moes gewees het nie, want hy het nie gehoor, hy het nie geluister na die Here nie. Hy het nie gesien, maar hy sneeuwel en hy wil nie sterwe in die hande van sy vyande nie. Toe gee hy sy swaard vir sy diensknegt, toe sê hy sy diensknegt moet hom doodmaak. Toe sê sy diensknegt, nee, maar hy wil nie sy hande aan hom sit nie. Toe vat hy sy swaard, toe sit hy sy swaard in die grond, toe val hy in sy swaard in. Dit is die selfmoord wat hy gepleeg het. Maar ons hoef nie om die selfmoord te pleeg nie. Ons het nie nodig vandag om 'n tou te vat en om ons nek te sit en om vir ons op te hang nie. Solank as ons ongehoorsaam is aan die Here, is ons ongehoorsaam, is ons besig met selfmoord. Ons is stadig maar seker vir ons, want die woord van die Here verseker ons dat die loon van die sonde is die dood. Vandag kan ons die dood miskien vryspring, maar ons is op die weg, hierdie pad loop verseker in 'n doodloopstraat. Kom ons vat wysheid saam, kom ons vat geloof saam, kom ons vat volle gehoorsaamheid saam. Kom ons vat geduld saam. Nie soos Abraham en Sarah nie. Vat geduld saam. Abraham en Sarah, die Here het hulle 'n belofte gegee, maar hulle het ongeduldig geraak. Wanneer jy nie meer kan wag vir die beloftes van die Here nie, dan gaan jy na Satan toe om vir jou te voorsien. Of jy gaan maak vir jouself 'n plan om te kry dit wat die sondige hart wil hê. So kom ons het volle gehoorsaamheid in sy beloftes en kom ons wees geduldig. Vat geduld saam. Kom ons vat liefde saam met ons en omgee. Nie soos die priester en die leviet, die godsdienstige leiers. Terwyl die rower, die man daar langs die pad gelê het hulle gekom en hulle was te besig op pad, haastig op pad na die huis van die Here toe. Hulle noem hulle self kinders van die Here, maar hier lê die siek man langs die pad. Ek en my sustertjie nou hier wat ons weet, ons is hier om haar baba te begrawe. Hierdie was moeilike omstandighede. Ons kon gesien dat mense het nie meer liefde nie. Mense gee nie meer om vir mekaar nie. Die Here het vir ons genade getoon en die Here het vir ons gehelp dat ons hier is en dat ons hierdie werk
in die naam van die Here kan netjies kom doen om hierdie baba te ruste te lê. Daarom sê ek vir ons, vat liefde saam. Maak nie saak of die priester en die leviet of hulle dit nie meer het nie. Kom ons help mekaar. En moenie sê ek het nie om te help. Jy kan help. Die bietjie wat jy het, die Here gaan sien. Help die ene, die volgende ene wat jy kan sien wat jy het nie. Is eintlik vir my baie teleurstellend gewees om te kan sien hoe mense nie bereid is om te help nie. Jy kan nie vir iemand wat honger is, jy kan nie kom sê, mag die Here vir jou voorsien nie. Het die Here dan nie juist vir jou uit daar gesit om 'n plan te maak nie. So kom ons gaan voort in liefde. Die bietjie wat ons het, die Here gaan dit seën en vermenigvuldig. Kom ons gaan voort in nederigheid. Nie soos die fariseer wat gesê het, ja maar ek vas soveel keer en ek gee my tiendes. Hierdie tollenaar het maar sy hand in sy eie boesem ingeslaan en gesê, Here, wees my sondige siel genadig. Kom ons gaan voort in nederigheid. Kom ons gaan voort in vergifnis. Daar's 'n mooi verhaal in die Bybel van vergifnis, dat die een persoon het die koning klomp geld geskuld, en die koning het sy skuld afgeskryf, en toe hy net uitstap by die koning se paleis, toe kry hy iemand wat vir hom geld skuld, en hy wil niks verstaan nie. Maar kom ons gaan en doen dit wat ons wil hê, ander mense moet aan ons doen, of wat die Here wil hê, moet aan ons doen. Ons wil hê, hy moet aan ons doen. Kom ons gaan en doen dit met familie en ander mense. Ons gaan voort in vergifnis. Ons gaan voort in moed. Ons moet staan vir die naam en die saak van die Here. Veral in die tyd en waarin ons lewe. Nie soos Petrus toe hy gesien het. Soos ons moet sê, die blokke rook. Toe hy gesien het, dit raak moeilikie. Jesus is besig om, hulle wil vir hom nou doodmaak. En hy ontken, kom ons gaan voort in moed en staan vir die naam en vir die saak van die Here. En elkeen wat die Here vandag hier by mekaar geroep het, by die sterfgeval. Kom ons stel ons kruis op. Die Here het 'n geleentheid geskep. Hoekom? Want hy het 'n welbehaag in ons siele. Hy het sy lewe het hy dan neergelê vir ons. Wat maak ons met hierdie lewe? Hierdie lewe wat ons lewe, is 'n lewe wat met bloed gebetaal is. So kom ons stel ons kruis op, kom ons beweeg verder vorentoe in selfbeheersing. Selfbeheersing, nie soos Esau. Esau het sy eerste geboorte reg gegee want hy was honger en hy kon homself nie beheer het nie. Die Here verwag in hierdie laaste dag, ons moet selfbeheersing uitoefen. Maak nie saak wat dit is waarvan die Here vir ons oortuig. Jy moet, hy verwag dit. En hy verlang rekenskap as ons dit nie doen nie. Ons praat oor wysheid, omdat ek gesê het, ons sal ons vertroosting vind in wysheid. Ek het nou vir u net so 'n paar voorbeelde genoem. Jakob is 'n ou man. Jakob lê op sy sterfbed en hy roep sy kinders vir Josef, hierdie 12 stamme van Israel. Josef en Levi en Dan en Aser, hierdie manne, Manasse hulle. Hy roep sy kinders op sy sterfbed, 'n ou man. Laaste sekondes en oomblikke en minute van sy lewe. Hy roep sy kinders en in die oomblikke deel hy wysheid saam met sy kinders. Dit is hoe kosbaar wysheid is. So dit is hoe kosbaar wysheid is dat Jakob op sy sterfbed kan lê. Nou hierdie Salomo, hy is Dawid se seun. Ons vind ons vertroosting in hierdie wysheid van Salomo, maar as eintlik die wysheid van God, want die Here God het 'n ontmoeting gehad saam met Salomo en vir hom gevra, begeer, en dit is wat ek en u ook vir onsself moet afvra, wat begeer ons in hierdie agtermiddag? Hier is ons nou face to face met 'n lewendige, almagtige, die enigste liefdevolle, genadige, barmhartige, lankmoedige God.
Familie, is die moeite werd om saam met die Here te loop. Is die moeite werd om jou hart vir die Here oop te maak. Is nie nodig dat jy eers moet 'n hartklop van die dood is en jy moet die duiwel en of 'n Satan en sy demone en jy moet die dood face to face, moet jy so in die oë instaar. 'n Hartklop weg van die dood af voordat ons eers ons oë oop maak en besef, maar ek kan nie sonder die Here loop nie en lewe nie. Kom ons maak ons saak met die Here reg, my familie. Ons moet dit doen. Hier kom die Here nou na ons toe. En hy vra vir ons. En jy moet hom 'n antwoord gee, want hy wil weet. Wat wil jy hê moet ek vir jou doen? Hy vra vir Salomo, begeer wat ek vir jou moet gee. Salomo kyk na homself. Hy sê vir die Here, maar Here, ek is 'n jong man. En hy val in sy eie skuld, want ons is mens. Ons lewe is maar net 'n asempie. Ons lewe is soos die gras wat verdor. Ons is vandag hier, ons weet eers vanaand of ons die son sal sien sak nie. Begeer 'n groot almagtige, die God van hemel en aarde. Reg deur die Bybel kan ons oopmaak, kan ons lees. So groot en almagtig hy is. Kom hy buig hom agteroor neer om tot ons vlak te kom, om tot by ons te kom face to face. En hy vra, soos hy vir Salomo vra, begeer, wat moet ek vir jou doen? Wat moet ek vir jou gee? En Salomo, hy slaan sy hand in sy eie boesem. Hy kyk na homself en hy erken. Hy sê, ek is 'n jong man. En hy sê, ek is onbekwaam. Hy vra vir die Here, van alles, hy die koning van die heelal by hom. Sy kan enige iets vra. Hy vra vir wysheid. Hy sê, Here, gee vir my wysheid, sodat want ek is onbekwaam, ek het die wysheid van myself nie. En as ons nie, soos ek nou begin het deur te sê, ons moet al hierdie mooi dinge, ek het begin by wysheid, en ek het gesê, ons kan nie bou sonder die Here nie. Hy is die kosbare hoeksteen, en al hierdie mooi dinge, wat hy deur wysheid vir ons gee, wat ons moet saam met ons vat. As ons die wysheid van die Here wil hê nie, die enigste ander wysheid wat vir ons oorbly, is die wysheid van hierdie wêreld, en die wysheid van Satan, is al, daar is niks anders nie. So hy vra by die Here, hy sê, hy erken sy onvermoë, ek is onbevoeg, ek is maar net 'n mens, gee u vir my wysheid, dat ek kan goed van kwaad kan onderskei. Want dit is wat wysheid is, om te kan onderskei tussen wat reg is en wat verkeerd is. Die Here het mos vir ons gemaak immers, na sy beeld, na sy gelykenis. Daarom is ons nie soos skape en donkies en honde en katte wat nie kan dink wat reg en verkeerd is. Die hond sal vir jou lief is. Hy sal nie na iemand anders toe gaan nie, want hy ken sy baas en hy gaan na die ene toe vir wie wat vir hom kos gee. Maar 'n hond, sommige honde is slim, maar die anders kom kry jy het nou vir hom kos gegee, maar hy is so dom. Dan gaan vat jy jou nuwe skoene wat daar staan en buite julle stukken, of jou nuwe bed, want hy kan nie dink soos 'n mensie. So dit is die verskil tussen ons. Hy vra by die Here, gee my wysheid dat ek kan onderskei, en ons kan nie wysheid kry en onderskei tussen reg en verkeerd, goed en kwaad sonder die wet van die Here nie. Gee vir my wysheid dat ek u volk kan lei. Familie, en die Here eer vir Salomo. Die Here sê vir Salomo, selfs dit wat jy nie begeer nie, sal ek vir jou gee. Alhoewel jy nie rykdom gevra het nie, alhoewel jy nie 'n naam en eer gevra het nie, alhoewel jy nie rykdom gevra het nie, sal ek dit vir jou kom gee, sodat daar op hierdie aarde nie weer 'n man sal wees soos jy nie. Omdat jy wysheid gevra het, ek sal vir jou hierdie ander dinge gee. My familie, weet julle hoe word hierdie wysheid van Salomo? Hy het nou die wysheid gevra. Nou die wysheid moet getoets word. Die wysheid moet mos op die proef gestel word.
Weet julle hoe word sy wysheid op die proef gestel? Daar kom 2 vroumense na hom toe. Terwyl hulle aankom na hom toe, hulle kom klaar stry daarin. Want hulle is kwaad. Hulle kom daar na die koning toe, soos ons vandag na die koning toe moet kom. En ons moet vertroosting vind in die wysheid en in die oordeel van die koning. Ons vind ons vertroosting in sy wysheid. Maar ons moet met die probleem na hom toe kom. En ons moet die probleem vir hom gee. Ons moet dit in sy bekwame hande plaas. Die 2 vroumense kom na die koning toe stry. As hulle daar by die koning kom, dan begin die een te praat. En hulle beskuldig mekaar. Die een kom by die koning en hy sê, ag my heer, ek en hierdie vrou woon in een huis. En ek het by haar in die huis gebaar. Hulle 2 vroumense bly saam. En sy het 'n babietjie gekry. Hulle was albei swanger. Sy het 'n babietjie gekry. En na 3 dae, toe kry die ander vrou ook 'n babietjie. En wat gebeur? Die vrou wat sy babietjie gesterwe het, sy vat haar dooie babietjie. En sy kom lê hom by hierdie vrou. En sy vat hierdie vrou se lewendige babietjie. En hier kom hulle nou by die koning. Stry. Ja, maar die is my kind. En die ene sê, ja, die is my kind. Nou, ek en my suster, Jolien, sy het ook 'n soortgelyke ondervinding, min of meer, het ons gehad, asof die seer van hierdie dood nie genoeg is nie. Het ons ook amper nou so 'n probleem gehad, dat die mense van forensies, ons weet ons almal, dat dit is nou hoe lang, dat die Here vir ons die voorreg en die geleentheid gee. En ons kom gee al die eer aan hom, dat hy dit moontlik gemaak het, dat ons vir babietjie vandag, vir Claudine, op 'n mooi wyse kan kom te rus te lê. Na al hierdie drama wat die Satan geprobeer het, wil hulle vir haar ook daarso 'n ander babietjie gegee het. Die genade van die Here. Ek glo soos ons nou hier sit, dalk een van ons sal regtig waar nou kan relate met hierdie verhaal van Salomo, soos wat sy kan relate. As gevolg van dit wat haar seer ondervinding was, moeilike ondervinding, op en af, hy op en af sonder geld, met niemand wat daar help nie. Die wat gehelp het, ons haal ons hoed af vir die Here, ons gee eer en heerlikheid, kom gee ons aan die Here. Daarom wat ek vir ons mense kom sê, kom ons help mekaar asseblief. Ek kom pleit, ek kan amper soebat. Ons kan nie so ons harte toemaak vir mekaar nie. Dit is nie reg nie, dit is nie normaal nie. So my familie, hier kom die Salomo is 'n jong man, hy het nou by die koning wysheid gevra. Hier kom die 2 vroumense met hierdie probleem na die koning toe. Die koning moet nou luister, hoe moet die koning weet? Die Here God gee vir die koning wysheid. Die koning sê, bring julle daar vir my 'n swaard. En 'n swaard dui op die oordeel. Die swaard dui op die oordeel. En hierdie Here God, familie, ons moet na hom toe kom. Hy oordeel regverdig. Hy weet wat daar in ons binnekamers aangaan. Hy ken die diepste, donker, duisterste gedagtes in ons hart, ken die Here. Hy weet, want hulle 2 kom, die koning was nie daar nie. Hulle 2 kom na die koning toe met 'n klagte oor wat daar in hulle huis in die binnekamer gebeur het. Die koning was nie daar nie. Maar daarom is my woord van bemoediging aan my suster vanmiddag. Kom ons gee, my suster is seer, die familie is seer. So seer soos wat ons is my vertroosting. Kom ons maak ook soos die vrou gemaak het. Kom ons gee vir Baba Claudine, so seer soos wat ons is. Kom ons gee vir Baba Claudine, ons gee vir haar vir die koning. En die koning, ons het gelees die Here Jesus Christus, hy sê, ek is die opstanding en die lewe.
wie in my glo sal lewe, al het hy ook gesterwe. Hierdie koning wat ons hierdie babatjie as hy in haar hart in geloof, en een en elkeen wat hulle se harte met die Here wil regmaak. Want het is net wanneer hierdie familie hulle se harte met die Here ook regmaak, dat hulle hierdie babatjie verseker weer sal gee. Sien, dit is waarom hy ook vir Martha gevra het, glo jy dit? So glo ons dit in hierdie agtermiddag. In die wysheid van die koning. Ons wil dit miskien nou nie so gehad het nie. So moeilik en so seer soos wat dit is, moet ons, die enigste manier hoe ons hier vandaan deur hierdie groot seer kan verder vorentoe gaan, is in die wysheid van die koning te vertrou. Hy weet, so Salomo sê, bring vir my 'n swaard, en hulle het die swaard voor die koning gebring, en die koning sê, sny die lewendige kind in twee. Hulle stry mos nou hier. Die ene sê is my kind en die ene sê is my kind. Die koning wil bring die swaard, die koning sê, sny hom in twee. En gee vir elkeen 'n stuk. Die regte mamma se hart. Die Here ken ons harte, familie. Dit is die wysheid van die koning. Dit is die wysheid van hierdie woord van hom. Skerper as 'n tweesniende swaard. Hy ken die oorlegginge en die gedagtes van ons hart. Hy ken die moeder se hart. Hy sit die moeder se hart op die proef. En die een wie nie die regte ma is nie. Daai vrou sê, is reg, sny hom deur. As ek hom nie kan kry nie, dan kan sy hom ook nie kry nie. Sny hom deur. Die regte mamma, so seer soos haar hart is. Sy wil nie haar babatjie moet dood nie. Sy sê nee, moet hom nie deursny nie. Vat hom maar so en gee hom maar vir haar. Is dit nie 'n moederhart nie? Is dit nie mooi nie? Dit is diep mooi. So seer soos wat dit is. So onbeskryflik seer soos wat ons dalk nie vandag verstaan wat regtig in Jolien se hart in aangaan. Is daar vandag 'n koning wat bekend is met die gedagtes en die oorlegginge van haar hart en van my en u hart. En aan hom moet ons vertroue sit. Ons moet ons vertroue en ons geloof en ons hoop moet ons in hom insit. En is net wanneer ons dit doen, dan sal ons mekaar, want toe sê die koning, hierdie ene is die regte ma. Vat vir baba en gee vir baba vir haar. Sy is die regte ma. Is net die wysheid van God, my familie, wat dit kan onderskei.